Jaag jou beste weergawe na. In 'n onlangse episode van Mel Robbins se gewilde podcast, of potgooi dan, praat sakevrou Emma Grede, mede-stigter van Skims en Good American, oor wat haar as ma van 4 steeds aandryf. En haar storie begin waar sy as jong swart vrou in moeilike omstandighede moes grootword. Sy sê haar wonderlike enkelma het haar beste gedoen, maar het in uiterste swak, arm omstandighede gebly. En sy sê, dan is mens geneig om te voel, jy wil alles en almal blameer vir die posisie en die plek waar jy groot word. Maar hierdie dinamiese vrou het uitgestyg bo haar omstandighede. En sy sê, elke mens het iets om na te streef. Jy het iets nodig om na te streef. 'n doel, 'n droom, iets wat jou laat opstaan. En toe sê sy hierdie interessante ding, as jy nie weet wat dit is nie, moet jy jouself nastreef. Nou dit was my vreeslike wonderlike opmerking. Streef vir jou beste weergawe na. Word beter, eet beter, bou beter gewoontes, raak 'n beter self. En dis 'n gedagte wat ons dikwels vergeet, naamlik dat groei self die doel kan wees. Die wetenskap bevestig hierdie intuïsie. Volgens Deci en Ryan se selfdeterminasieteorie het elke mens 'n aangebore behoefte aan groei, aan bevoegdheid, aan selfverwesenliking. Ons floreer wanneer ons doelgerig na ons eie ontwikkeling en groei kyk en daaraan werk. Nie omdat iemand anders dit van ons verwag nie, maar omdat dit so diep in ons geaktiveer is. En hier ontmoet sielkunde en teologie mekaar. Paulus skryf in Efesiërs 2 vers 10. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Met ander woorde, ons nastreef van 'n beter weergawe van onsself is nie 'n ydelle selfverbetering of 'n narcisme of so iets nie. Dis die uitleef van 'n doel wat God lankal vir jou bedoel het. Wanneer jy jouself verbeter, groei jy dieper in waarvoor jy geskape is. En miskien is jou reis vandag nie oor groot deurbrake nie, maar oor 'n klein stap, dalk 'n gesonder gewoonte, dalk iets wat jy moet laat vaar, dalk 'n oomblik van gebed, dalk 'n opregte waardering wat jy positief kan deurgee en beleef. Leef geïnspireerd.